Marika, vandag se vraag is: waarom is dit moeiliker om vriende te maak wanneer jy 'n volwassene is? Ag, en dit is so waar. Ek bedoel, daar's mos statistieke op iets wat wys hoeveel minder vriende jy het hoe ouer jy word en hoe moeiliker raak. Dis 'n hele ding. Dis 'n groot ding hierdie. Soveel minder. En ek hoop as jy ooit kinders is wat hierna luister vandag, ek gaan met julle ook praat. Want julle moet waardeer wat julle het terwyl julle op skool is, want julle maatjies is so naby aan julle. Dit is so maklik om vriende te maak as jy kinders is. Dis eintlik interessant. Ek het sopas 'n gedagte gehad dat 'n mens regtig in hoërskole moet begin intree en tieners touwys maak oor hoe om vriendskappe te behou. Een, om die gesonde vriendskappe te identifiseer en twee, wat is die etiket om vriendskappe te behou dwars deur jou lewe, nê? Want dis ook 'n vaardigheid wat jy aanleer. Jy hoor van mense, jy weet, ek het al 'n maatjie, ons is al 37 jaar lank maatjies. Maar ons het die vaardigheid geleer oor hoe om, as ons in verskillende fases is, mekaar spasie te gee, maar ook om daai koneksie te behou, sodat wanneer ons weer in dieselfde fase is, ons weer kan vriende maak, jy weet. Of weer nader aan mekaar kan beweeg. En dis iets wat ons regtig van ons tieners moet leer. Maar daar gelaat, ons sal nou weer daaroor gesels. Ek wil net hier noem, ons verwys definitief vandag na Mel Robbins se gesprek oor how to maintain adult friendships, want sy het 'n vreeslike regtige aangrypende podcast gehad hieroor, so ons moet daar na toe verwys. Maar die belangrikste ding in volwasse vriendskappe is die beseffing dat jy nie meer in proximity, nê, so baie vriende het wat elke liewe oggend aanmeld in die saalperiode en dan het jy hulle tot jou beskikking nie, want jy het nie meer nie. Skielik as 'n groot mens, jy weet, moet jy regtig baie meer effort insit om vriendskappe te maak. Maar wat belangrik is hierso, en ek dink mense wat selfbewustheid het, kan met al drie van hierdie leuns identifiseer wat ons as groot mense binne in onsself glo oor vriendskappe. So die een leuen is dat almal anders het reeds hulle mense. Jy weet, jy het hierdie innerlike stem wat vir jou sê, nee man, hulle het eintlik al klaar hulle pelle, dit help nie eers jy probeer daar nie. Jy weet, dit help nie eers jy maak vriende daar nie, hulle het klaar hulle mense. Die ander leuen wat ons van onsself vertel is, ek is te besig. Ek het nie eintlik tyd om vriende te maak nie, so dit help nie. Jy weet, ek is heeltemal te besig. En ek meen, ek en jy het al legio tye gepraat oor, jy weet, hierdie busy culture, die besige kultuur wat ons skep. Dit is 'n verskriklike defensive kultuur wat ons skep. En jammer as jy nou 'n vreeslike besige mens is, maar jy moet bietjie gaan kyk oor hoekom jy jou lewe so vol maak. En dan die ander ding is, as hulle belangstel, sal hulle my eerste kontak. Maar as almal voel, as hulle belangstel, gaan hulle my eerste kontak, dan gaan niemand mekaar eerste kontak nie. So dis 3 leuns wat ons aanhoudend om vir mekaar, jy weet, vir mekaar sê, of in onsself en ons binneste sê, waar die eintlike realiteit is dat almal sit en wag vir iemand anders om hulle eintlik te nooi vir koffie, of vir 'n braai, of wat ook al. Ek het dit eintlik, jy wou sê. Ekskuus, ek wou gou gevra het, voel Ja. jy of sien jy dalk in jou praktyk ook dat mense verwag aanvanklik van 'n nuwe vriendskap te veel? Dat hulle verwag, dit moet hierdie diep, dit gaan my persoon wees, dit gaan amper soos wat hulle doen met liefdesverhoudings. Dat dit is hulle verwag dat dit moet outomaties te veel onmiddellik wees, waar hulle verstaan nie die konsep van dit groei op sy eie nie. Vandag praat jy oor wolklere en volgende week kan jy praat oor jou man se skoene en dan kan jy dalk die week later praat oor jou man se meer, maar alles hoef nie onmiddellik te gebeur. Absoluut. Vriendskappe, jy weet, word gevorm oor honderde, duisende ure saam. Nou kom ons dink net logies hieroor, as jy 'n volwassene is, hoe baie ure, regtig, het jy om in 'n week, 'n maand, 'n jaar te belê in 'n ander vriendskap? Jy weet, Jeffrey Hall het hierdie navorsing gedoen. Hy het gesê, dit vat 50 ure vir jou om 'n gewone vriend te word. So dis net 'n klein oudtydse pel, nê, te word. Dan tussen 90 en 120 ure om 'n goeie vriend te word. En dan meer as 200 ure om diep vriendskappe te vorm. So om te dink dat jy gaan uit die bloute uit die blokke uit, nê, het jy jou person gevind. Dankie Christina en Meredith van Grey's Anatomy. Julle het ons almal opgeneek toe julle dit vir mekaar gesê het. I found my person. Maar dit is nie so nie. Dit vat verskriklik baie ure waar jy saam sit, saam ervaar, saam beleef, saam praat, saam vind, saam connect, om
eintlik diep vriendskappe te vorm. En dit vat jare. En ongelukkig in vandag se samelewing, ek dink Gen Z sukkel die meeste hiermee, want hulle is die digitale generasie, is dat jy dink jy's instantly pelle. Dis hoekom TikTok in baie opsigte so gevaarlik is. Want TikTok het hierdie manier om mense te laat voel, hulle is instantaneously baie diep gekonnekt aan mekaar. En dit is nie so nie. Dan breek daai vriendskappe of goeie op aanlyn en dan sit mense met regte trauma. Ja. En die ding is ook dat nie die verwagting nie, dis net om te besef dat die rede hoekom dit gewoonlik werk aan die begin, die aantrekking na 'n vriendskap dit is maar net 'n gedeelde belangstelling. Dis gewoonlik iets wat jy deel met iemand anders, of 'n waardesisteem of 'n gedeelde belangstelling, of sommer net 'n sin vir humor. Iets wat jy net in die begin so klein bietjie met mekaar bring, wat ook nie beteken dit gaan hou nie. Selfs al werk dit aan die begin, beteken nie dit gaan dieper raak nie. Jy kan ook vriende hê op verskillende vlakke. Dis die ander ding ook wat mense nie verstaan nie. Dat jy kan 'n lekker lagmaatjie hê en jy kan 'n huilmaatjie hê en jy kan 'n lag en huilmaatjie hê en jy kan 'n diep en jy kan 'n lig en jy kan alle maatjies hê. Absoluut. Jy weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie, jy is nie 'n sjokolade nie, jy kan nie almal tevrede stel nie, nê. En in daai opsig, elke vriend het 'n ander doel dalk in jou lewe en jy het ook 'n doel in hulle lewe. En ek dink ietsie wat ons net gou hier aan moet aanraak is party vriendskappe is vlugtig. En hier is waar dit triekie raak. Partykeer is jy slegs in iemand anders se lewe want jy moet vir hulle iets beteken. Dink net bietjie vir 'n oomblik daarin. Jy kry dalk niks terug nie, maar jy dalk vir hulle iets beteken, maar dan gaan die vriendskap weer aan en hy beweeg, jy weet, vorentoe. En dit hoef nie 'n vreeslike diep, jy weet, 'n DMC tipe vriendskap te wees nie. En dis okay. Dis ook fyn. Dit is regtig nogal iets wat ek dink die navorsing baie duidelik toon. Ons het 'n absolute irrasionele verwagting oor die hoeveelheid en die kwaliteit van die vriendskappe en verhoudings wat ons het. Jy gaan baie minder ware vriende hê as wat jy in jou ideale fantasie wil hê. So aanvaar dit nou. En 2, baie van die vriendskappe is ja, ek dink oppervlakkig. En dis ook okay. Jy weet ek dink veral ek praat met baie kollegas, hulle sal vir hulle vind vriendskappe nogal moeilik want ons is so gekondisioneer om al die diep gesprekke te hê met mense. En partykeer moet jy net praat oor die weer of oor die feit dat die popcorn nie so lekker is by die fliek of die koffie is nie warm genoeg by die stalletjie nie of wat ook al en dis ook okay. Ja. Maar Lorika, ons moet dan net gou praat oor hoekom moet jy jouself optel en hoekom moet jy vriende kry? Want dit is eintlik die belangrikste deel. Dis nie net hoekom is dit moeiliker nie. Ek dink die persoon wat die vraag gevra het, het ook nodig om te verstaan. Maar hoekom moet ek vriende hê? Hoekom is dit so moeilik en maar ek wil hê, maar hoekom moet mens vriende hê? Kyk, psigoanalities is dit baie makliker om net in jou huis te bly en jou stokperdjies te beoefen en jy weet, om in jou baan te bly. Dit is een van my gunsteling sê goed, is bly in jou baan. Maar jou baan het tog koneksie nodig en ja, ek voel of ek die hele tyd aan hierdie drommetjie slaan, maar dit is regtig wat dit is. Jy weet, ons dra, eintlik wat gebeur is, as kinders is dinge baie minder kompleks, nê. Jy is op die speelgrond, hy kom speel saam of moenie saam speel nie, of ek speel cricket, jy join in of jy doen nie, of wat ook al die storie is. Maar teen die tyd wat jy 'n groot mens is, het jy 'n bietjie bagasie, nê. Ja, ons verwerping, ons teleurstellings, ons verliese, jy weet, ons skaamte dalk, afhangend van wat ook al jy beleef het. So ons probeer onsself eintlik net beskerm deur om nie vriende te maak nie, want fisiologies, emosioneel, kognitief, fisies, is dit so nodig en goed vir jou om vriendskappe te hê. En hoekom? Want dit is slegs in verhoudings met ander mense wat jy raak gesien kan word en wat jy beleef kan word. En wat naderhand gebeur met mense wat vreeslik rekluus word, is hulle begin wonder, maar bestaan ek regtig? En wat gebeur wanneer jy sulke goed oorwonder? Jy beweeg in donker plekke in wanneer jy wonder of jy regtig bestaan of nie. So dis uiters belangrik dat jy gesonde, maar realistiese gebalanseerde verhoudings met mekaar en met ander moet kan hê. En dieper verhoudings met ander mense moet kan hê. En ons het al voorheen in 'n vorige gesprek gepraat oor skermvriende en dan nou regte vriende in die regte lewe. So aangesig tot aangesig en dat die wêreld is gemaak dat ons kan nou baie koneksie hê op ons selfone en ons iPads en ons alles. Maar dat die balans moet bly en ek wil hê mense ek sal die gesprek dan link hiermee, maar dat die balans moet bly
dat jy nodig om aangesig tot aangesig mense te sien vir die Verskriklik belangrik. neurotoksien. Wat is dit nou weer? Sê Ja, vanaand vir die daai oksitosien. Die oksitosien is die neurotransmitter wat afskei in die brein. En dit is die fondasie van alle koneksie, maar ook van emosionele regulering en van, jy weet, selfbewustheid en liefde. En onthou hoe jy deur ander liefgehê word, is ook hoe jy ander lief hê, maar ook hoe jy ander goeders liefhet. Jy weet, ek wil vandag net ietsie sê. Hier's 'n challenge vir almal wat hierna luister vandag. Stuur 'n foto of verskeie fotootjies aan mense as jy aan hulle dink. Kom ons sê jy het vandag verby 'n koffiewinkel geloop en toe dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. Neem 'n fotootjie van die koffie of van die plek en sê het gou-gou aan jou gedink toe ek dit sien. Doen net dit. Jy hoef nie eers iemand te nooi vir koffie nie. Ryk net uit en sê ek het aan jou gedink toe ek hierdie gesien het. En kyk net wat gebeur wanneer jy dit doen. altyd daai klein stappies. Ons dink altyd ons wil Klein altyd stappies. alles met baie badwater, alles uitgooi. Ons wil alles enorm hê. Ons wil hê dit met die beste vriendskap dadelik wees. Ons wil hê dit moet alles met ons lewens verander. Want as ons net dit inbring, dan gaan alles beter word. En ek dink ag, dit is baie hartseer dat ons so is. Dis baie hartseer dat ons almal so alleen en eensaam kan voel. Dis baie hartseer hoe sukkel ons as volwassenes om vriende te maak, maar dit is nodig om te besef. Moet net nie so groot dink hê. Wat sê vir jouself vir 2026 of 2027 gaan my jaar wees waar ek gaan my lekker vriende maak. Ek gaan nou begin stadig, ek gaan kyk wat werk nie vir my nie. Seker goed. Absoluut. Gee aan jou gemeenskap, of dit 'n boodskap of ietsie, 'n blommetjie is of so ietsie. Dis ongelooflik. Wanneer jy so uitreik net aan jou samelewing, dan skei oksitosien net in jou brein af. En dit is wonderlik. Soos om byvoorbeeld net vir iemand 'n blommetjie te vat of om vir hulle, as jy sê maar brood bak, vir iemand net 'n brood te gaan gee as jy aan hulle gedink het of wat ook al jou stokperdjies is. Deel jouself met jou samelewing en dan gaan jy sien, mense gaan terugvoer gee want almal om jou voel ook alleen. Dis die waarheid. Indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Haar besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek. Sy doen aanlyn terapie, so moenie skrik as sy in Johannesburg is en nou dink, ag nee, jy kan haar nie sien nie. Gaan kyk daar, kyk gerus na haar kontakbesonderhede en vind meer uit. Deel die gesprek. Ons almal het nodig om vriende te maak. Dit is 'n baie eensame wêreld. So deel asseblief die gesprek en dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.